julle, baie welkom weer by Vrydag. Ons is hier by 'n nuwe plek. Dis nou hierso op Stanford. Het hulle 'n replika of 'n duplisering gemaak van die, julle sal onthou ons het 'n span oorgestuur Engeland toe na Chelsea toe vir die Chelsea blommeskou daar en hulle goud gaan wen daar. Dit hulle nou hier in Stanford het hulle in een van die sale die selle rangskikking kom opstel. Gaan vir julle mooi foto's wys daar. Julle sal daar gesien het in die inleiding. En nou is ons hier by Chelsea, of kom hier by Stanford met hulle Chelsea skou. Nou lekker ietsie geëet, mooi blomme gesien en nou gaan ons huis toe en nou ons gaan net gou 'n video maak. Ek het gewonder of ons net die volgende paar weke aandag moet gee aan iets wat ek dink ons wêreld van 'n bietjie die mekaar is. Daar's twee groot oorloë besig is om plaas te vind. Ons dink daar in Israel en Palestina, daai klomp Palestynë wat mekaar gryp. Ons dink byvoorbeeld in Oekraïne en in Rusland, hulle gryp mekaar. Ons hoor hier in Afrika is daar baie onrustigheid. Oral is daar hierdie onrustighede. En ons het nou verlede week ook gehoor van die dood van daai Charlie Kirk wat eintlik bekend was vir sy standpunt in terme van die woord. Hy was natuurlik baie regs geweest, maar hy was uitgesproke geweest rondom die woord van God. En dit lyk soos of die wêreld buite beheer is. En dan sê ons nou, waar pas ons as kinders van die Here in julle proses in? En ek sê wel, soms is my lewe ook buite beheer. En kom ons spandeer nou so 'n paar weke nou, dan gesels ons 'n bietjie oor hoe ons weer die beheer van ons lewe aan God oorgee, sodat ons beheer oor ons lewe kan hê. En wat ek gaan doen is, ek gaan so raak aan die Bybelstudie wat ons gedoen het rondom die beheer van God in ons lewens, en julle kan dit gaan kry daar op Bybelstudie.co.za is die boekie daar, om die beheer aan God oor te gee, en dit het my geïnspireer dat ons net weer 'n bietjie kyk na wat die woord sê. Dit is 'n pragtige teks daar, Romeine 12 vers 1, dit is eintlik seker maar my gunstelingste teks in die Bybel, waar Paulus sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot aanvaarding van God, gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenslik van die godsdiens, wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan die wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En baie belangrik, en dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Jy sien die verwagting in die eerste plek is, ons gee ons lewe vir God. Dan gee hy ons lewe vir ons terug. Vers 1 sê ons gee ons self as 'n offer voor die Here. Maar vers 2 is, kom die Here met 'n opdrag dan, want hy gee vir ons terug. En sê, beoefen die beheer van God oor die maniere ons lewens aan hom oorgee, dat ons sy wil kan ken, wat vir hom belangrik en aanneemlik is. Miskien moet ons daar begin, dat God vir ons 'n plan gegee het deur die wêreld wat van die begin af, daarna Adam en Eva gesondig het, daarvan is die wêreld baie de mekaar. Hulle mekaar uitgemoor, kerke amper wil ek sê het nie vrede nie. En iewers vergeet ons lewens behoort eintlik aan God, en God hom alleen. En dan help hy vir ons hoe om ons lewens op aarde te lei ook. Nou, in enige omstandighede waarin ek en jy is, of dit in ons huis is, of by die werk, of in die lewe, of met ons gesondheid, of in die man of die vrou in die spieël, die persoon met wie ek met vrede maak. Maak nie saak hoe dit is nie, dit begin by God. Here, wat wil U hê moet ek doen? En wanneer lyk dit vir my aan ons fokus reg is, dan kom baie ander goedjies ook reg. So hierdie is nou net die inleiding, die volgende paar weke wat voorlê, bid saam met my, dat die Here vir ons sal kom leer, hoe is dit dat ons weer die lewe moet teruggee vir God? Dat baie dinge soos wat in die herlewingtye gebeur, dat mense net eenvoudig kom, val het voor die voete van die Here, onthou jy daai melaatse ook, val voor die voete van die Here, gee die dank aan God vir sy gesondheid. Daai vrou wat in bloedvloeiing gely het, val by die voete van Jesus en raak net aan sy kleed, sy gee vir hom die erkenning. Kom in hierdie dag, gee ons vir God erkenning. Ons maak dit die tema vir die boodskap vandag. Ons begin deur erkenning vir God te gee. Nou vra ons die Here, hoe wil U hê met ons lewe, dat hierdie chaos, en hierdie de mekaarheid in ons lewe, ek weet nie hoe jou lewe is nie, wat dalk dieselfde as die wêreld is, wat so de mekaar is, maar daar weer orde kan kom in balans en struktuur, en dat ons dan eintlik die wil van God uitvoer, dit is eintlik waarvoor hy sy seun vir ons gesterf het, daai verhouding weer herstel kan word. Kom ons bid net saam. Here, my gebed gaan uit na ons hele wêreld. Ons dink aan daardie hartseer situasie in Amerika van Charlie se familiemense,
die kinders van U wat treur. Maar dankie ook Here vir sy legacy wat agtergelaat is. Voorbeeld wat hy gestel het. En so bid ek vir almal wat luister na hierdie video ook. Weet nie hoe gaan dit my vriende se harte nie. Ek kry maar so terugvoering van tyd tot tyd. En ek wil hulle kom bemoedig, Here, kom help vir ons om deur die Gees bemoedig te word. Terwyl ons sê, ons wil van vandag af, wil ons weer die beheer van ons lewe vir U oorgee. U is alles vir ons. En met hande en harte wat oop is, vra ons die Here, kom leef vir ons wat U wil hê en hoe U wil hê ons moet leef. Ons wil weer beheer in ons lewe hê, maar ons vra vir U, kom help vir ons en wys vir ons hoe word dit gedoen. Ons is lief vir U. Ons wil graag luister wat U sê. Ons offer ons lewens aan U soos Paulus ons ook hier uitdaag. En nou vra ons Here, laat U wil geskied op ons lewens. Amen. Mag die Here vir julle seën. Ek weet nie hoekom lê die Here dit op my hart nie. Maar kom ons vra dat die Here vir ons help dat daar weer beheer sal kom oor die chaos in hierdie wêreld. Ons weet hoekom is die chaos daar, die versoeker hou nie van orde nie. Maar kom ons vra dat die Here vir ons as sy kinders sal gebruik om dit weer te kan bewerkstellig deur sy Gees, maar dit eers begin by ons. Ondersoek jou hart vandag. Is God in beheer van jou lewe? Het jy al daai beheer oorgegee vir hom en gesê, my alles wyk as 'n offer voor die aangesig, Here? Bid saam met my volgende week ook. En soos die Here wil, mag hy vir ons seën dat ons weer so by mekaar kom. Wees getrou in die Here. Luister wat hy vir jou sê. En mag die Here vir ons seën dat ons altyd sal weet, ons moet lief wees vir God, want hy is lief vir ons. Mag die Here vir jou seën tot ons volgende week so by mekaar kom. Totsiens, totsiens.